welkom by Simple Science Potgooi. Ons gesels vandag oor jou bronne rondom optiese verskynsels, spesifiek die foto-elektriese effek en atoomspektra. Jep. Nogal belangrike werk vir jou graad 12 fisiese wetenskappe NSS voorbereiding. So ons gaan kyk hoe dit alles in mekaar steek, hoekom dit eintlik saak maak en ja, waarvoor jy moet ligloop. Presies, ja. Ons kyk na hoe lig en materie, wel hoe hulle interaksie het op 'n baie spesifieke manier. Nogal vreemd, maar superbelangrik. Dink daaraan soos lig wat klein deeltjies uit metale kan skop. Okay, daai foto-elektriese effek. Ek dink altyd aan 'n sonpaneel. Jy weet, sonlig val op hom en poef, elektrisiteit. Is dit min of meer die idee? Jy's heeltemal op die regte spoor. Dis presies die proses. Elektrone wat van 'n metaaloppervlak af loskom, maar net as lig van 'n geskikte frekwensie daarop val. Aha. Daai elektrone wat loskom, noem ons dan foto-elektrone. Die wat die lig moet hê voor enige elektrone kan loskom. Reg. Ons noem dit die drempelfrekwensie. Dis soos 'n unieke slot vir elke metaal. En dan is daar ook die werkfunksie. Dis die minimum energie wat 'n elektron nodig het om uit te kom. Soos 'n toegangsfooi. Presies. 'n Loslaatfooi wat die lig se energie moet betaal. Goed, so lig dra energie. En jy het genoem dit kom in pakkies. Jep, presies. Klein energiepakkies wat ons fotone noem. En die hoeveelheid energie in een fotoon hang direk af van die lig se frekwensie. Hoër frekwensie, meer energie per fotoon. Okay. Nou vir 'n elektron om los te kom, moet die fotoon wat hom tref ten minste genoeg energie hê om daai loslaatfooi die werkfunksie te betaal. En wat gebeur as die foton, kom ons sê, meer energie het as wat nodig is? Net genoeg om hom uit te kry, maar daar's nog oor. Goeie vraag. Daai ekstra energie, dit word die elektron se bewegingsenergie, sy kinetiese energie. So, die foton se totale energie doen twee goed. Dit betaal die werkfunksie en die res word die elektron se spoed as hy eers los is. So, daai vergelyking wat ons sien, E is gelyk aan WO plus Kmax, dit sê basies, energie in is gelyk aan energie nodig om uit te kom, plus oorblywende bewegingsenergie. Perfek gestel, ja, dis presies dit. Okay, hier kom die deel wat my altyd bietjie laat kopkrap. En ek weet, dit is 'n plek waar baie leerders sukkel. Wat gebeur as ons die lig self verander? Sê nou ons maak dit helderder, meer intensiteit, of ons verander die kleur, wat mos die frekwensie verander? Ja, nee, dis krities. Jy moet hierdie twee goed mooi uitmekaar hou, veral vir die eksamen. Kom ons kyk eers na frekwensie. As die lig se frekwensie onder daai drempelfrekwensie is, Die minimum wat nodig is. ja, dan gebeur absoluut niks. Niks. Maak nie saak hoe helder jy daai lig skyn nie. Geen elektrone kom los nie. Klaar. Okay. Maar as die frekwensie bo die drempel is en jy maak die frekwensie dan nog hoër, sê van groen na blou lig, wat gebeur? Dan kry die elektrone wat loskom meer kinetiese energie. Hulle beweeg vinniger. Maar nie noodwendig meer elektrone nie. Korrek? Die aantal elektrone per sekonde bly dieselfde, net deur die frekwensie te verhoog. Goed. So frekwensie bepaal of hulle uitkom en as hulle uitkom, hoe vinnig hulle beweeg. Wat van die helderheid? Die intensiteit? Nou ja, sê nou jou frekwensie is klaar bo die drempel. As jy nou die lig helderder maak, die intensiteit verhoog, dan beteken dit net daar is meer fotone wat die metaal elke sekonde tref. Meer energiepakkies. Presies. En die gevolg, meer elektrone word per sekonde losgeskop. Maar, en hier's die belangrike punt, omdat die frekwensie dieselfde gebly het, het elke individuele foton nog presies dieselfde energie as voorheen. So elke elektron dat uitkom? Het steeds dieselfde maksimum kinetiese energie. Dieselfde topspoed as met die dowwer lig. Sjoe, okay, so kom ek probeer opsom. Frekwensie gelyk aan of plus hoe vinnig r. Intensiteit gelyk aan hoeveel, maar net as frekwensie hoog genoeg is. Reg, die groot fout is om te dink helderder lig beteken vinniger elektrone. Jy het hom. Skryf dit agter jou oor. Ja, helderder beteken meer elektrone, nie vinniger elektrone nie. En hoekom is hierdie effek so belangrik in die groot prentjie van fisika? Wel kyk, hierdie was een van daai deurslaggewende eksperimente wat gewys het, lig is nie net 'n golf nie,
Dit tree op soos 'n stroompie klein deeltjies, amper soos klein energiekoeltjies, fotone. So dit het die deeltjie-aard van lig bewys. Jep, dit was groot nuus en het die hele kwantumteorie help afskop. Dis fascinerend. En praktiese gebruike, sonpanele het ons genoem, is daar nog? O ja, hoop, sonpanele natuurlik, maar dink aan die ligsensors in jou kamera of rokverklikkers wat 'n ligstraal gebruik. Outomatiese deure wat oopmaak as jy deur 'n ligstraal stap. Selfs so CD en DVD-spellers werk. Dis oral om ons. Nou, die bronne koppel hierdie ook aan emissie en absorpsiespektra. Hoe pas dit nou weer in? Gaan dit ook oor fotone? Dit doen ja. Dit bou op dieselfde idee van energie wat in spesifieke pakkies kom en gaan, maar nou kyk ons meer na elektrone binne in atome. Hoe hulle tussen verskillende energievlakke spring. OK. By emissiespektra, dink aan 'n warm gas, soos in 'n neonbuis. Die atome kry energie en hulle elektrone spring op na hoër energievlakke. Maar hulle bly nie daar nie. As hulle terugval na 'n laer vlak, Verloor hulle energie. presies, hulle stel daai energie vry as 'n foton. Maar dis die sleutel. Hulle stel net fotone vry met baie spesifieke energie. Dit hang af van presies tussen watter vlakke hulle spring. Vir sigbare lig beteken dit spesifieke kleure. So jy sien nie 'n volle reënboog nie, net sekere lyne. Jep, 'n patroon van helder lyne. En daai patroon is heeltemal uniek vir elke element. Dis soos 'n atoom se vingerafdruk. En absorpsiespektra, is dit die teenoorgestelde? Min of meer ja, dis die spieelbeeld. Nou stuur jy 'n volle reënboog van lig, wit lig, deur 'n koeler gas. Die atome in daardie koelgas sal presies daardie selfde frekwensies absorbeer wat hulle sou uitstraal as hulle warm was. Hoekom? Want hulle gebruik daai spesifieke fotone se energie om hulle elektrone na hoër vlakke te laat spring. So, daai frekwensies word uit die wit lig geëet. Wat jy dan sien is die oorspronklike reënboog, maar met donker lyne presies waar daai spesifieke kleure geabsorbeer is. OK. So emissie is lig wat uitkom, helder lyne. Absorpsie is lig wat weggevat word, donker lyne. Altwee wys maar net watter energiespronge moontlik is in daai atoom. Jy het dit presies. En dis ongelooflik nuttig. Dink aan sterrekunde. Ons kan die lig van 'n ster wat miljoene ligjare ver is, ontlees. Kyk na daai donker lyne in sy spektrum. En presies sê watter elemente in daardie ster se atmosfeer is, sonder om ooit daarheen te gaan. Dis ongelooflik. Goed, kom ons bring dit terug na die NSS-voorbereiding. Wat is die kernpunte om weg te neem? Eerstens, ken jou definisies, fotoelektriese effek, werkfunksie, drempelfrekwensie. Maak seker jy verstaan hulle. Werkfunksie plus die res as bewegingsenergie. Absoluut. Derdens, en ek kan dit nie genoeg sê nie, moenie die effek van frekwensie en intensiteit deurmekaar krap nie. Dis 'n klassiese strikvraag. Reg. Frekwensie raak energiespoed, intensiteit raak hoeveelheid. Jep. Onthou ook die konneksie. Die effek wys lig se deeltjie-aard en met spektra onthou dis elektroonoorgange. Emissie is helder lyne, energie vrygestel. Absorpsie is donker lyne, energie geabsorbeer. En 'n praktiese wenk vir somme. O ja, wees versigtig met eenhede. As hulle jou golflengte in nanometer en m gee, onthou om dit eers na meter om te skakel voor jy dit in jou vergelykings gebruik. Klein foutjie, groot impak op jou antwoord. Goeie punt. En net een laaste gedagte om jou bietjie aan die ding te sit. Ons het nou gesien hoe lig hier baie duidelik soos deeltjies, fotone optree. Maar uit ander werk, soos diffraksie en interferensie, weet ons lig tree ook nes 'n golf op. Die golfdeeltjie-dualiteit. Presies. Hoe kan iets al twee wees? 'n Golf en 'n deeltjie. Dis een van daai diep vreemde dinge oor hoe ons heelal op 'n heel kleinste skaal werk. Iets om oor te wonder. Definitief iets om oor te wonder. Dit was dan ons gesprek vir vandag op Simple Science Potgooi. Baie sterkte met die voorbereiding en die studies.